Geliefdes, so 2025 jaar van genade en vandag is die 5de Oktober, 5 die Bybelse syfer vir genade, so eintlik het ek besef, daar's om en by 8 Sondae oor vir hierdie jaar voordat die adventseisoen, die 4 Sondae voor Kersfees gaan begin, of voor Kersfees is. So tyd het beweeg, die jaar is so te sê op sy rug. En baie keer as ek so preek, dan sê ek, o Janie, hierdie preek is vir 'n ander dag. So nou, ons is nou by die ander dae. Daai goed wat ek nog graag oor wou gepraat het, tyd het ons ingehaal ensovoorts. En net weer so 'n bietjie recap op dit wat die Here ons toe uitgenooi het in hierdie jaar. Ons preek mos nou nie net ter wille van preek nie, jy weet. Ons preek want ons wil hoor wat sê die Here vir ons. So, sal jy my toelaat om vir die volgende paar weke net weer te hoor wat sê die Here en wat die Here vir ons wil sê, net weer ons herinner en uitnooi in hierdie jaar, want daar's mos daai spreekwoord wat sê, repetition is the mother of all learning. Maar Zig Ziglar wat dit gesê het eintlik gesê, repetition is the mother of learning, the father of action, which makes it the architect of accomplishment. Ons repeat nie net ter wille van repetition nie, because there must be action, and there must be accomplishment. Natuurlik, andersins sê Jakobus, ons is net hoorders van die woord. En is die slegting van net 'n hoorder van die woord is soos iemand wat sy gesig in die spieël kyk, en dan as hy wegstap het hy vergeet wie hy is. Ons vergeet nie wie ons is nie. Ons wil nie net die woord hoor, sodat ons kan sê, joh, dit was nog 'n preek nie. Let's het nou nie so goed gepreek vandag, soos die vorige keer nie, jy weet. Of het was 'n goeie preek, of wie, of wat ook al nie. Nee, die woord van God kom verander ons. En ons kernskrif vir hierdie jaar is Johannes se woorde oor Jesus wat sê, uit sy volheid het ons ontvang, ja, genade op genade. Nou ek weet nie of jy al hierdie voorreg gehad het nie, ek wou dit nog bietjie met jou geklankbord het liefie, maar hierdie week was net crazy. Ek onthou baie jare terug en ek is so spyt toe ek het nou onthou, toe kon ek nie al die detail onthou nie. Maar eendag hier in hierdie einste Witbank lank gelede, sit ek en Breggie by 'n plek en ons eet iets. Ek kan nie eens onthou of die kinders daar was nie. Hulle moes dan klein gewees het. Maar ons eet toe iets en toe ons klaar geëet het, jy weet ons maak mos so. Dan verstaan daai mense mos wat daar werk by die restaurant, die waiters. Ek weet, dis ons eintlik 'n lelike ding wat ons doen, hè. Julle weet mos so, ons vra vir die rekening, jy weet. En ons vra vir die rekening, en toe die waitress daar aankom, toe kyk sy ons so en sy sê, maar die rekening is klaar betaal. Onthou jy dit, liefie? Ek is so spyt, ek kan nie meer detail onthou, wanneer dit was, waar dit was. Maar die eerste ding wat jy doen, as iemand so iets sê, dan begin jy rondkyk en jy kyk of jy nie iemand bekend sien, wat jy dink dit dalk hulle is, wat die rekening betaal nie. Maar ons het so gescan, maar ons kon niemand sien, wat ons ken nie, wat dalk vir ons die rekening sou betaal het nie. Maar joh, dit was nogal 'n weird, lekker gevoel, om te dink, iemand anderste het jou rekening betaal. En dit is nogal weird. Want wat doen jy nou? Wat doen jy nou? Jy glo die waitress, jy staan op en jy loop uit. Home free. Wat 'n gevoel. Dis 'n amazing, lekker gevoel. Maar ek het nie geweet om aan wie dankie te sê nie. Maar toe ek nou in die week hieroor dink, toe dink ek, you fool, plaas jy bietjie iets dierder op die spyskaart bestel het. But that's just a joke. So ek weet nie of jy dit al oorgekom het nie. Mense het my al genooi vir ete en dan betaal, en dis 'n ander ding. Maar as jy dit nie verwag het nie, en iemand sê vir jou, die rekening is klaar betaal. Paulus skryf aan die Efesiërs
in Efesiërs hoofstuk 2 en ons het al na hierdie skrif gekyk in hierdie jaar, maar ek wil net weer hê ons moet daarna kyk, want Paulus sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit is nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand kan roem nie. Maar ek wil jou vra om vanmôre bietjie hierdie skrifgedeelte te verpersoonlik. Kan ons bietjie uithaal die julle en my insit en in plaas van julle self, myself insit. Kom ons lees dit saam. Want uit genade is ek gered deur die geloof. Dis nie uit myself nie. Dit is 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat ek nie mag roem nie. Kom aan, lees dit saam met my hardop toe. Want uit genade is ek gered deur die geloof, en dis nie uit myself nie. Dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat ek nie mag roem nie. Dit klink bietjie anders die oomblik as jy hulle met my vervang, nie waar nie. Geliefdes, hierdie woorde nooi ons eintlik uit na die hart van God. Daai oop, gebroke hart van God vir die sondige mensdom van hierdie wêreld. Dis 'n uitnodiging en dit nooi ons eintlik uit na die misterie van die kruis. En vanmôre het ons die voorreg om aan hierdie tafel te sit, en ek gaan nou iets meer oor hierdie tafel, hierdie nagmaaltafel sê, maar dit nooi ons uit na die misterie van die kruis. Dit nooi ons vanmôre uit om weer opnuut te besef, genade het die rekening betaal. Genade het die rekening betaal. En as daar een ding is wat ek glo belangrik is, wat ek en jy uit hierdie jaar 2025 moet neem en saam met ons vat, is die blote feit dat ons moet verstaan dat daar 'n God is, dat daar 'n verhoudingsgod is, 'n intieme God, wat na hierdie wêreld toe gekom het deur sy seun Jesus Christus, deur sy lewe, deur sy sterwe en deur sy opstanding, het hy alles gedoen wat nodig is sodat ek en jy vry kan wees. Sodat die rekening betaal kan wees, sodat ek en jy ook kan sê, we are home free. Afrikaans het 'n mooi woord, ons is skotvry. Ons is skotvry. So kan ons vanmôre net weer iets verstaan van die feit dat die rekening betaal is, en genade het die rekening betaal. Amen. Daar was 'n rekening. Daar was 'n rekening. En Paulus, wanneer hy aan die Kolossense skryf, dan praat hy nie van 'n rekening nie, hy praat van 'n skuldbrief. Dis meer as net 'n rekening. Dis 'n skuldbrief, en hy sê hierdie skuldbrief was ons vyandig gesind. Maar wat, is uitgedelg en weggeruim, waar? Deur die kruis van Jesus. By cancelling the record of debt that stood against us with its legal demands. So, dit was nie net 'n rekening nie. Dit was 'n skuldbrief. A record of debt. He set aside, nailing it to the cross. Geliefdes, die Passion paraphrase stel dit so mooi. Hy sê, all sins forgiven. The slate wiped clean. The old arrest warrant cancelled. Yo, arrest warrant. Dis bietjie anders as net 'n rekening, as net 'n skuldbrief. Dis 'n lasbrief vir jou arrestasie. It has been cancelled
and nailed to Christ's cross. Is jy dankbaar vanmôre? Kan jy net vir die Here lofoffer gee? So kom ons kyk net weer na Paulus se woorde aan in Efesiërs, daar in Efesiërs 2 vers 8 en 9. Want uit genade is julle gered, deur die geloof. En dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand daarin kan roem nie. As jy vanmôre jou blaadjie uithaal, sal jy sien, daar's 4 punte. 4 plekke waar jy kan inskryf. En ek wil vanmôre net weer na 4 aspekte kyk uit hierdie skrif in Efesiërs 2 vers 8 en 9. Die eerste ding wat ek en jy moet raak sien, is die feit, geliefdes, dat daar niks, maar net mooi niks is, wat ek en jy kan doen om die liefde van God, sy aanvaarding, sy redding, sy verlossing te verdien nie. Hoor jy vanmôre? Daar is net mooi niks. You cannot do it. Jy kan dit nie doen nie. Daar's net mooi niks. Daar's niks wat ons kan doen nie. Dis nie uit jouself uit nie. Sal jy net teruggaan, Charlotte, na dis nie uit onsself uit nie. Kyk mooi. Dis nie uit jouself nie. Dis nie uit werke nie. En soms voel dit vir my of ons as mens half die gedagte het dat ons so goed is dat ons onsself by God kan regstel. Dat ons onsself by God kan regverdig met ons eie goedheid, ons eie niceness, jy weet, met ons eie smooth talking. Ons dink ons kan dit onsself regstel. En dikwels wil die mens homself vertrou. Nou, in my leeftyd het ek nogal 'n hele paar begrafnisse gedoen. In die 30 plus jaar. En weet jy wat? Ek het nog nooit een slegte mens begrawe nie. Ek het nog nooit 'n slegte mens begrawe nie. Ek het nog net goeie mense begrawe. Dit lyk my die slegtes leef nog. As jy met mense praat, en veral as mense jou kontak, en dit het ek ook al baie gehad, mense wat jy nie ken nie, en dan vra hulle, sal jy nou iemand begrawe, want jy het my sussie se niggie se tannie se oom begrawe 20 jaar terug. En dan as jy nou met die mense sit en praat en net wil 'n bietjie uitvind oor die persoon, dan sal hulle sê, maar hy was 'n goeie mens. Hy was 'n goeie mens. So ek het nog geen skobbejak of skurk begrawe nie. Almal is goeie mense. Geliefdes, ons het te veel vertroue in ons eie goedheid. En as ons dink dat ons onsself kan regstel met God, dan maak ons 'n reuse fout. En ek glo en ek hoop en vertrou dat dit iets is wat ons sal besef in hierdie jaar. Ons kan nie onsself regstel met God nie. Ek gee nie om wie hy is nie. Wat 'n mooi lewe jy gelei het. En hoe mooi jy gedoen het en gewat nie. En weet jy wat die wonderlike ding is? As jy die skurk en die skobbejak is dit net so goed. Maak nie saak hoe sleg jy was of is nie. Jy kan ook nie jouself met God regmaak nie. Dit laat my toe dink, en ek dink die feit dat ons nou die dag daar by die Ograbies watervalle was, en hy was nie in vloed nie, maar ten spyte daarvan, en help my nou reg, Corrie, het ek gesien dat daar, ten spyte van die feit dat dit geen vloed is nie, net soos wat dit daar was, dat daar 6000 liter water per minuut, 60.000, okay, dit klink nog erger, 60.000 liter water per minuut daar afval. Toe onthou ek die storie, nie daar nie, later toe ek nou daaraan dink, en ek dink dis sommer 'n nonsens storie, maar van hierdie Appie Plummer wat saam met sy baas daar by die Victoria valle was, en hulle kyk hoe kom die water daaroor, en hierdie Appie kyk soos vir sy baas, hy sê, meneer, ek kan dit fix.
I can fix this. Nou as dit nou nie aspirasie is of hy sy baas wou impress nie. Geliefdes, ons kan nie onsself fix nie. Net so min soos wat ek en jy kan keer dat die water by 'n afgrond afval. Hoor vanmôre, ons kan nie onsself fix nie. En dit bring ons by die tweede belangrike ding wat ek en jy moet onthou. Dis uit genade. It's by grace. En Paulus skryf van die Korintiërs daar in Korinte 2 Korinte 5 vers 18 en dit alles is uit God. Sê dankbaar vanmôre. Dis alles uit God. God het homself met ons versoen deur Jesus Christus. Ek is vanmôre dankbaar. Paulus gaan aan om te sê, dis in Christus dat God die wêreld met homself versoen het. Dis deur genade dat ons met God versoen het en dis alles die werk van God. Dis sy werk, dis sy toedoen deur Jesus Christus. Maar dit is so jammer dat die woord genade eintlik in ons dag goedkoop geword het. So 'n bietjie sy krag verloor. Jy weet, Engelse mense, wanneer hulle om die tafel sit en wil bid vir die kos, dan sê hulle, let's say grace. Dat is 'n goeie ding, maar partykeer het ons grace net 'n paar rammelwoordjies geword. Wanneer daar iemand belangrik kom, dan noem ons hulle his or her grace. Ek sien nou die dag daar is nou 'n beddegoedreeks met die naam Grace. Ons kleindogter se naam is Grace. Maar geliefdes, genade is eintlik 'n rou woord. Genade is 'n bloedige woord. It's a bloody word. Maar dit is ook 'n kragtige woord. En as ek en jy 'n prentjie van genade wil sien, dan moet ons na die kruis kyk. Dan moet ons na die kruis kyk en deur die kruis na Jesus kyk. Daar's geen ander manier nie. Ons moet kyk na die een wat aan die kruis gehang het, wat eintlik in sy eie bloed verstik het. Een wat veroordeel en doodgemaak is deur goeie mense, deur kerkmense, deur nice mense. Doodgemaak is deur die optredes en die gesindhede wat selfs dikwels in jou en my ook aanwesig is, soos haat en bitterheid en onvergifnis, eie belang. Dis daai selfe goed wat in ons nog operate. Dikwels. Praat ek waar vanmôre? Genade is 'n rou woord. Genade het 'n prys gekos. Genade het die kruis van Christus geverg. Maar weet jy wat? Terwyl Jesus aan daai kruis hang en sy eie bloed verstik, is dit sy woorde. Vader, Lukas 23 vers 34. Vader, vergeef hulle. Wow. Is jy dankbaar vir vergifnis? Is jy dankbaar vir die werk wat God gedoen het? Geliefde, dis genade. Genade betaal die rekening. Genade betaal die rekening. Dis genade wat die weg gebaan het en alles gedoen het en betaal het, sodat ongeag wie jy is en wat jy gedoen het, ek en jy by God kan uitkom deur Jesus Christus. Dis genade. En ons vergeet dit soms. Ons wil baie keer die Here herinner wat ons verdien omdat ons nie is soos hulle nie, of omdat ons dink ons is bietjie beter. Nee, dis genade. Dis genade. Geliefdes, dis genade. So kan ons derdens net weer na Efesiërs 2 vers 8 en 9 kyk.
Luister wat sê hy. Uit genade is julle gered, maar dit hou nie daarop nie. Dis uit geloof. Dis uit geloof. So derdens, dis uit geloof. Nou die woord geloof het ook maar vaag geword in ons tyd. As die ateïs vir jou sê, wel, ek glo nie daar's 'n God nie, dan is dit eintlik sy verklaring of haar verklaring van hulle geloof. As iemand vir jou sê, wel, al hierdie mooi goed wat gemaak is, wat ek sien met my oë, die natuur wat ek aanskou, die hele skepping, is sommer maar net een of ander groot ongeluk, of 'n big bang, dit verg geloof. Jy het vanmôre in geloof hiernatoe gekom en geglo dat die deure gaan oop wees. Weet jy toe jy hier ingekom het en jou sitplek gekry het, gewonder of jy moet sit of nie. Jy het in geloof gaan sit en geglo, die stoel gaan jou hou. Verlede week sê Jannie vir my, ek sê so baie keer op 'n Sondag, neem jou sitplek. Hy gaan nou maar een Sondag maar sy sitplek vat en huis toe gaan. Hy's nou nie vanmôre hier nie, so ek kan van hom skinder. Konstant leef ons in of met geloof. Maar geliefdes, die geloof waarvan Paulus hier praat in Efesiërs 2, is 'n geloof waarmee ons onsself aan Christus verbind. Onsself aan Christus toevertrou, op ons vertrou hom. It's a faith that entrusts ourselves to Christ. It's a faith that entrusts ourselves to Christ. Ons vertrou onsself toe aan Christus. Hoor vanmôre, uit genade is jy gered, deur geloof. We entrust ourselves to Christ. Dit wat hy kom doen het aan die kruishout van Golgotha. Dink vir 'n oomblik daaroor. En ek sê nie, ons moet nie van tyd tot tyd weggaan nie, maar jy, ek dink 'n nagmaal Sondag is die Sondag wat jy hier moet wees. En ons moet elke Sondag hier wees. En ek sê nie, mag jy weggaan nie, ek was so 2 Sondae nie hier nie. Ek was 2 Sondae terug nie hier nie, net vir 1 Sondag. Herinner my vrou my, dankie. Dis genade. Hoor vanmôre, hierdie geloof, we entrust ourselves to Christ. Ons gee ons lewe aan hom. Ons gee ons lewe oor aan hom, want ons besef, dis nie in en deur ons self nie. Ons leef in hom. So, dis om te glo, dis om jouself aan Christus te gee, aan hom oor te gee, dis om hom te volg. En soos ek my lewe aan hom toevertrou, vloei sy genade in my lewe in en deur my lewe, en begin sy genade ook deur my lewe werk. En julle weet, ons het 'n lang reeks gedoen van 8 weke oor die ander kant van genade. Ek word vrygemaak om 'n nuwe lewe te leef in en deur genade. Daarom vierdens, genade verander my. Dit moet my verander. En in die week praat ek en Benedette en sy share hierdie skrif met my, en toe skryf ek dit neer, want toe ek weer daar gaan kyk, toe is dit so mooi. Paulus skryf van Titus in Titus 2 vers 12 in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, genade voed ons op.
En ek dink ek wil volgende week weer oor hierdie skrif praat en oor die skrifte wat ek laasweek nie oor gepraat het uit Hebreërs 12 uit nie. Hoor wat sê hy, genade voed ons op, genade verander ons, genade voed ons op. Hoe voed genade ons op? Hy sê, om die goddelose leefstyl en die wêreldse begeertes af te lê. En gebalanseerd volgens die wil van God en toegewyd aan hom in hierdie huidige lewe te leef. So, groot woorde, nee. So genade verander my. Daarom vra Paulus aan die Romeine wanneer hy skryf, hy sê, sal ons aanhou sonde doen sodat die genade meer moet word? Dan antwoord hy sy eie vraag in vers 2 van Romeine 6. Hy sê, nee, stellig nie. Hy sê, ons het aan die sonde afgesterf. So hoe kan ons nog aanhou daarin lewe? Ons het die sonde afgesterf. Genade verander ons. Maak ek nog steeds foute? Ja. Ja. Beslis. Maar as ek droog maak, dan vertrou ek. Dan vertrou ek op God se genade. Dan vra ek om verskoning. Ek vra God om my te vergewe. Ek maak reg as ek iemand anders te nagekom het, vra ek hulle vergifnis. Want genade verander ons. So, jy kan in hierdie week daaroor gaan dink. Hoe het genade my lewe in hierdie jaar verander? Alles wat ons gehoor het. Hoe het genade ons verander in hierdie jaar? Leef ons met groter genade? Besef ons dat ons net deur genade gered is? Dink weer aan hierdie 4 aspekte. Dis nie ek nie. Dis nie my toedoen nie. Ek is gered tweedens uit genade. God het dit alles gedoen. Soos jy nou gemis het, hier is dit nou om in te skryf, gou. Derdens, dis deur geloof. Daardie geloof wat myself oorgee aan Christus. En vierdens is, genade verander my. So wat moet ek en jy vanmôre weer hoor in ons recap? Om te vertrou dat genade die rekening betaal het. Ten volle betaal het. Dat God in sy groot liefde alles gedoen het. Alles deur sy lewe, sy sterwe en die opstanding van Jesus Christus. Sodat die deur wyd oopgemaak kan wees. Sodat elkeen kan kom en genade kan ontvang. So, as niemand nog ooit jou eterekening betaal het nie, wil ek jou vanmôre uitnooi na hierdie tafel toe. Die prys is betaal. Nie deur rande en sente nie. Die prys is betaal, skryf Petrus, hy sê, deur die kosbare bloed van Christus. Soos 'n lam, sonder gebrek en vlekloos. Nou wil ek vir jou vertel hoe getrou is God se gees. Nicole, last month at the communion, elke maand dek ons die communion tafel en dan sit hulle net lekker aan. Die Engelse. Boere moet altyd die werk doen, die Engelse sit net aan. Maar laas maand
sê ek vir Nicole, sommer so grappende wys, Nicole, so the coming month, it's your responsibility to do the communion table. En sy sê, no, it's okay. En ek tog, ek het somewhere in die week net van gesê, ek is nou jammer, ek is partykeer praat voordat ek dink. Maar ek sê nie, en sy moet nou my uithelp, ek sê nie vir een oomblik waaroor ek gaan preek nie. En die eerste ding wat my opval is, ons wil onthou. We want to recap, we want to remember. En daar's 'n kruis, en wanneer ons genade wil sien, moet ons deur die kruis kyk. Daar's 'n lam, sonder gebrek, wat die prys betaal het. Hy is die lam. En ons word uitgenooi na hierdie tafel toe, want die prys is reeds betaal. Maar ons is ook daai lammetjie wat opkyk. Want ons was ook eintlik op pad om geslag te word. Maar een sonder vlek en rimpel het die prys betaal. The Holy Spirit is faithful. Thank you for your obedience. So geliefde, ek en jy moet vandag deur hierdie tafel die kruis sien. En die een raak sien wat die ete betaal het. Die lam sonder vlek of rimpel. En as ons na hierdie tafel kyk en Jesus het gesê, in die nag waarin hy verraai is, het hy die brood geneem en dit gebreek en gesê, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. En ook so, na die ete het hy die beker geneem en dit gedeel en gesê, dis my bloed wat vir julle gevloei het. En dan skryf Paulus later daaroor, hy sê, en ons doen dit tot sy gedagtenis. So dikwels as julle by mekaar kom, doen dit tot my gedagtenis. En as 'n mens na hierdie tafel kyk, dan is dit 'n mooi prentjie. Maar hierdie prentjie praat van 'n duur prys wat betaal is. Nie aan daai tafel daar in die bovertrek nie, maar aan die kruis. Waar Jesus se liggaam gebreek is, waar sy bloed gevloei is, sodat ek en jy genade kan hê. And we are home free. Ons is skotvry, want die ete is betaal. Die ete is betaal. Sê dankbaar vanmôre. Net daar waar jy sit, sluit jou oë vir 'n paar oomblikke. En sê net daar waar jy sit vanmôre vir die Here dankie, dat hy die prys betaal het. Dat hy die volmaakte offer is, en dat ek en jy vanmôre met vrymoedigheid aan hierdie tafel kan sit. Dit is nie die instelling van 'n mens of van 'n kerk nie, Jesus het dit ingestel. So, terwyl jou hoof gebuig is en jou oë gesluit is, daar's 'n ete wat reeds betaal is. Nie met rand en sent nie, nie met goud en silwer nie, maar met die kosbare bloed van Jesus. Dis 'n tafel van genade. En voor ons aan hierdie tafel sit, wil ek jou vra om net vanmôre vir 'n oomblik te dink, waarvoor het jy genade nodig? Dalk is daar nog 'n ding, 'n iets.
Maak nie saak wat dit is nie, of dit fisies is, emosioneel, liggaamlik, finansiëel, ongeregtigheid, sonde, gewoonte. Dan wil ek jou vanmôre uitnooi, wanneer jy hierdie broodjie en hierdie kelkie neem, om vanmôre te sê, Here, ek vat vanmôre hierdie oorwinning, hierdie prys wat reeds betaal is. Ek vat dit vir daai aspek, vir daai ding. Maar ek vat dit ook uit dankbaarheid, dat ek weet, dat die prys reeds betaal is. Here, dankie vanmôre vir u woord. U woord is ewig, u woord is onveranderlik. U woord nooi ons uit na hierdie tafel toe vanmôre. Genade nooi ons uit. Die prys op die kruis is betaal deur die lam sonder vlek en rimpel. En dankie dat ons nou met vrymoedigheid kan kom aansit. Ons eer U vir die voorreg. In Jesus naam. Amen.